My naam is Frik Weideman van Menorah Tabernakel en ek groet jou op hierdie dag. Hierdie dag is die dag wat die lewende God gemaak het. Met ander woorde, hy het sy verantwoordelikheid nagekom. My verantwoordelikheid is om hom te loof en te prys. Let us rejoice and be glad in it. Kom ons bid saam en ons vra Vader se seën. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike môre in u teenwoordigheid. En dankie dat u met ons bemoeienis maak, Gees van die lewende God. Dankie dat u nou in ons midde is. Dankie dat u nou by elke vertrek, elke sitkamer, elke kamer, elke woonstel nou intrek neem en dat die Gees van die lewende God die woord sal neem en dit kom plant in ons lewens en kom nat maak in ons lewens sodat u naam verheerlik word. Vader, baie dankie dat ons vandag kan praat rondom u woord, oor die tabernakel, oor die kandelaar, die menorah en dat u naam deur alles verheerlik sal word. Vader, dankie dat ek weet dat u is 'n God wat nie u eer nie deel met enige mens nie. Daarom is ek hier vandag om te sê aan u behoort die krag, die heerlikheid, die wysheid, die eer, die lof en die aanbidding tot in alle ewigheid en daar is niemand soos u nie. Vader, dankie dat u woord sê u die hemel en die aarde in 6 dae gemaak en op die 7de dag het u gerus, dan is dit 7 dae. En daarom kan ons met die woord vandag gaan kyk, wat beteken die teenwoordigheid van God vandag in die menorah in ons teenwoordigheid. Ek wil u loof, en ek wil u prys, en ek wil u aanbid, want u is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is die heilige God. En my gebed is, Vader, dat die volk in heiligheid sal begin leef, sodat heiligmaking sal toelaat dat ons God eendag weer sal sien. En ek verklaar dit in die naam van Yeshua, en ek eer u daarvoor. Halleluja. Mense, goeie môre van my kant af. My naam is Frik Weideman weer 'n keer. Jy sal sien dat net 4 van hierdie kersies op die menorah brand. Daar's 'n rede daarvoor. Die menorah op 'n stadium word verwys in die boek van Sagaria, waar Sagaria loop en 'n engel keer voor, hy sê vir hom, Sagaria, kan jy sien wat staan daar? En hy sê, ja, ek sien wat daar staan, en hy praat eintlik met Serubabel, nee, en hy sê vir hom, ek sien daar staan 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom, en sy 7 lampe op hom, en telkens 7 aanvoerpype loop oor na die pype bokant. En nou vra hy vir hom, hy sê vir hom, wat beteken dit? En hy sê, maar ek weet nie wat dit beteken nie. Nou is die engel al verbaas, hy sê, weet jy nie wat dit beteken nie? Hy sê nee. Hy sê nee, en hy antwoord hom, hy sê vir hom, vers 5, Sagaria 4 vers 5, en die engel wat met my spreek het, antwoord my en sê, weet jy dan nie wat die betekenis van die menorah is nie? Hy sê, nee my Heer, en hy antwoord hom, hy sê, toe antwoord hy en hy sê vir my, dit is die woord van die lewende God, dit is die woord van die lewende God, wat die Here aan Serubabel, naamlik, dit beteken, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, spreek die lewende God vandag. Wow, mense, en dit is vir my absoluut amazing, wanneer ek en jy na die menorah kyk. En ek wil gou met jou gesels oor 'n paar dinge. Ek wil met jou gesels oor die tydperk waar ons nou staan in Suid-Afrika of in die wêreld, ons staan omtrent hier. Maar voor ek daar begin, wil ek jou gou vertel wat hier gebeur het. Hierdie is die menorah. Hierdie simboliseer die woord van God. Wanneer jy na die menorah kyk, dan sien jy dat daar is 7 vlamme. Ons het nou net 4 laat brand, want hierdie 4 is reeds vervul in Yeshua. Onthou mense, Israel is ons tydslyn reg oor die wêreld. En hierdie woord is 'n bietjie van 'n inkyk na die einde van die tyd waar ons nou in staan. So die 7 afvoerpype is reeds bestaan al van Exodus, waar die lewende God aan Moses die opdrag gegee het om die menorah te maak wat staan in die heilige voor die allerheiligste. En hy moet brand 24 uur uit 24 uur en die vlammetjie wat brand uit die eerste olie wat uit die parskyk uitkom. Daai eerste olyfolie, hy brand daarmee. So hier is nie net normale olyfolie, ons het nou maar wel kersies, maar die oorspronklik moet hy brand vanuit die eerste vrug van die olyf wat aan die parskyk gedruk is. Dis 'n simboliek en 'n skaduwee na ons meester, ons die Messias, wat die prys betaal het vir my alreeds in die tuin van Getsemane, wat parskyk,
wat drukking Getsemane aandui. Die menorah verteenwoordig die 7 geeste van God in die boek van Jesaja hoofstuk 11 vers 2. Die menorah verteenwoordig al die verskillende items in die tabernakel. En elke item is 'n heenwyse na die Messias. Is dit nie amazing nie? Die 7 dui aan die tydperke of die hoeveelheid dae wat die hemel en die aarde geskaap is. Die 7 dui aan die 7 gemeentes in die boek van Asië, wat ek sopas behandel het op die kanale reg oor Suid-Afrika. So 7 beteken volmaak. So die menorah beskryf eintlik die totale Bybel van Genesis tot die boek van Openbaring. So dis vir my absoluut amazing hoe die Messias, die seun van die lewende God, gemanifesteerd is in elke fees. Onthou mense, ek wil so 'n bietjie met jou praat oor die feeste, maar dan wil ek gaan stop in die periode waar ons nou is, en dis baie belangrik, en ek wil hê jy moet jou Bybel uithaal. In die boek van Exodus, hoofstuk 12, begin die woord en hy sê, hierdie is die begin van die maand van die jaar, Exodus hoofstuk 12. En op die 10de dag van die maand, moet jy 'n lammetjie in jou huise bring. Nou, dit is nou in bondage, dit is in Egipte, nee. Op die 10de van die dag moet jy 'n lammetjie in jou huise bring, en op die 14de dag moet jy sy keel afsny. Dan vat jy die bloed en jy smeer dit in die deurposte, en wanneer die doodsengel kom en hy sien die bloed, sal hy oor jou gaan, it will pass you over. Nou is daar 7 feeste van die lewende God. Dit beteken, daar is 7 appointed times of vasgestelde tye, wat vir God belangrik is. Nie vir die Jode nie. Gaan lees weer jou Bybel. Hy sê in Levitikus 23 vers 1, en hy spreek met Moses en Aaron, en hy sê vir hulle, hierdie is die feeste van Yahweh, van God, wat julle moet hou, want dis my heilige samekomste. Nou vier die kerk allerhande ander feeste. Ek wil ook daar nie soontoe gaan nie, want dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. So die heel eerste fees wat hy van praat, is die Pesach, wat ons nou in beweeg. Ons beweeg nou in die Pesach periode in. Die Pesach is 'n eendagfees. En hierdie jaar in 2020 begin die Pesach op die 8ste April 2020. As jy nou mooi kyk op die 26ste, toe ons in Grendelstaat inkom, is 'n mooi woord, hè, of in lockdown inkom, was dit reeds die eerste dag in die Hebreëse kalender, die eerste dag van Nisan, die eerste dag van April. En die Pesach vind plaas 14 dae na die 26ste, kom hy op lockdown en die Pesach vind plaas op die 8ste. Op die 8ste is die lammetjie geslag om die bloed teen die deurposte te smeer, sodat die engel wat dan deurkom, die plaag vir Egipte nie sal kon kry nie. Goed, wat nou hier gebeur is, hierso sterf Yeshua, en hierdie fees word vervul in die Nuwe Testament. Hy ry met 'n donkie in op die 10de dag in Jerusalem, hulle sê Hosanna, Hosanna in die hoogste hemele, en 4 dae later, op die 10de van die dag, 4 dae later, nadat die Fariseërs en die Sadduseërs hom gescrutinise het, op die 14de, kom hy tot sterwe op Golgotha vir my en vir jou, en hy vervul daardie fees. Nou, oor hierdie periode is die fees van unleavened bread. Die periode van ongesuurde brode. Nou, ongesuurde brode beteken by implikasie dat my meester, die Messias, die seun van die lewende God, het die sonde op hom geneem en hy het gesterf, en toe hy sterf, het hy my sonde saam met hom geneem, want hy het geen sonde in hom gehad nie. Dit is baie belangrik om dit te weet. En daai sonde wat op hom gekom het, is my sonde, en ek moes die prys betaal het. So die periode van unleavened bread vind plaas oor 'n periode van 7 dae, waarvan die eerste dag is 'n heilige samekoms, en die laaste dag is 'n heilige samekoms. En hierdie jaar op die dag van die 15de dag van April. So hierdie fees is vervul. Hoe lank was die meester, die Messias? Hoe lank was hy in die graf gewees? 3 dae en 3 nagte. En na die unleavened bread staan hy op as die first fruit. Hy is die eerste vrug wat opgewek is deur God se ruach, die lewende God se ruach. Hoor mooi, ek praat nie net van God nie, ek praat van die lewende God.
Die God van Abraham, Isak en Jakob, die een wat is buite tyd, hy is voor tyd. Hy bestaan voor die skepping en hy sal wees na die einde. Dis die God wat ek en jy aanbid. Ons noem hom die God wat vir ewig lewe. Sy naam is Hashem Adonai. Hy is Elohim. So ons aanbid hom. Goed, mense, nou baie belangrik, hy staan op. Nou wil ek jou vra, hoe lank het die volk geloop vanuit Egipte tot en met die Skelfsee of die Rietsee? Hoe lank? Vir 3 dae. Hoe lank was hy in die graf gewees? Vir 3 dae. Want daar is nog steeds in die periode van unleavened bread. So unleavened bread begin onmiddellik op die 9de April hierdie jaar. En hy gaan aan tot en met die 15de. So dit is baie belangrik om hierdie datums reg te kry, mense, want God werk in appointed times. Nou baie belangrik. 50 dae later, gaan lees Handelinge 1 vanaf vers 3. Vir 40 dae na die opstanding het hy hom gaan toon aan baie, ook aan sy disippels, en hy het sy disippels vertel die dinge aangaande die koninkryk van God. Vir hoe lang? 40 dae. En na 40 dae sê hy vir die disippels, hoor die ouens, ek gaan na my Vader toe, so gaan wag vir my vir 10 dae in die bovertrek in Jerusalem. Want hulle is gelockdown in Jerusalem vir 10 dae, waar? In die bovertrek. En in die bovertrek gebeur daar iets amazings. Nou wil ek jy gou terugvat in tyd. In Exodus, hoofstuk 12, Pesach. Na Pesach beweeg hulle deur die woestyn en hulle kom by die plek met die naam van Sinaï. Hoe lank het hulle geloop vandat hulle uitgekom het uit die Skelfsee tot en met die berg Sinaï? Vir hoe lank? Presies 50 dae. 50 dae na die opstanding stort die Gees van God uit. 50 dae na die Skelfsee, by die berg Sinaï, gee hy vir hulle sy wet. Wat is daai wet? Dit is 'n huweliksooreenkoms. Hy sê vir hulle, hier's my huwelikskontrak, jy moet die Here jou God dien, met jou hele hart, met jou hele siel, want ek is die God wat jou uitgelei het uit Egipte land uit. En dan gee hy vir hulle 10 reëls in terme van sy huwelik. Dis baie belangrik. Goed, en in 10 dae later, na die hemelvaart, stort die Gees van God uit. Op die berg Sinaï het die berg gebewe, die trompet het geblaas, en God het gepraat met sy volk, en hy gee aan hulle die huweliksooreenkoms. Met ander woorde, sy kontrak. Nou word hierdie volk sy volk. En nadat Yeshua opgevaar het, 10 dae later, ander woorde, 50 dae na die opstanding, stort die Gees van God uit. En hierdie is die fondasie van die Ekklesia, die kerk. En hy is die middelpunt, hy is die hoeksteen, hy is die fondasie, en hy is die senterpunt. En uit hom vind alles plaas. Gaan lees Kolossense 1, gaan lees Efesiërs hoofstuk 3, gaan lees hierdie goed, daar's baie skrifte, gaan lees dit, hy is die middelpunt. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Mense, en hy is die senterpunt. In 2020 jaar is die Gees al oor die kerk uitgestort. 2020 jaar. En nou staan die kerk hier. Ons staan hier. Hierdie fees is nog nie vervul nie. Dit is die fees van Yom Teruah. Yom Teruah beteken die fees van trompette. As jy die trompette hoor blaas, moet jy weet, hy kom, sy bruid haal. Oor hierdie seisoen is dit die periode van die harpatsu, die wegraping, die wegvoering. Dis oor hierdie periode. Hierdie is reeds vervul. So by Menorah Tabernakel vier ons die Pesach om te sê, dankie dat u lewe kom aflê het vir my. Ons vier die unleavened bread. Dankie dat u sonde op u geneem het. En daarom eet ons die matzos, die unleavened bread, om my te herinner, haal die sonde, haal die suurdeeg uit jou lewe uit. First fruits, het vir my opgestaan. As u nie opgestaan het, het geen kerk die reg gehad om te bestaan op hierdie aarde nie. Want deur die opstandingskrag, wat Yeshua uit die dood uit opgewek het, het ek en jy vandag geloof. En daai geloof is gesetel in die Seun van die lewende God. Hoekom? Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ouens, hierdie is amazing. En dan stort hy sy Gees uit, en hier word sy kerk, die primêre voertuig om sy woord te verkondig, kom hierdeur. En nou staan ek en jy op die vooraand
van groot dinge wat gaan gebeur. Nou vra mense vir my, Frik, bestaan daar 'n ding soos die wegraping? Ja. Is daar 'n verskil tussen die wegraping en die wederkoms? Ja. En as jy die tydlyn van God verstaan, en God se appointed times verstaan, dan verstaan jy God se afsprake, sy belangrike tye, sy appointed times, en ek en jy moet dit eerbiedig. Want as ons dit nie eerbiedig nie, gaan ons nie weet nie, dan kom hy soos 'n dief in die nag. Maar wanneer ons hierdie goed gaan bestudeer, ons streef na heiligmaking, en ons geloof is in hom gesetel, dan verander die prentjie heeltemal. En nou is ek het nie genoeg tyd om jou alles te vertel, wat Yeshua kom doen het vir my en vir jou, vanaf Genesis, tot en met die boek Openbaring. Dit is amazing. Hierdie goed is mind-blowing. En ek wil jou graag innooi, dat jy gaan begin 'n Bybelstudie doen. Jy het nou baie tyd, so kom ons doen dit. Hoor nog hierso. So wanneer gaan die wegvoering, of die wegraping plaasvind? Wanneer gaan dit plaasvind? Wat ek nou vir jou gaan lees is baie belangrik. En mense, en ek wil jy moet kennis neem. Hoor wat sê. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die seun van die lewende God het gekom om ons die ewige lewe te gee. Maar die seun van die verderf het gekom om die mense in die hel te laat beland. Kan jy sien hoe copycat hy eintlik die lewende God? Die seun van die verderf. The son of perdition. Is dit nie amazing nie? Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerpe van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. Hierdie ding is tweeledig. Wie is die tempel van God? Ek en jy. So wat wil die vyand kom doen? Hy wil posisie inneem in hierdie tempel. En wanneer hy in hierdie tabernakel die tempel kan inneem, dan doof hy die 7 geeste van God uit. Hy doof die karakter van God uit in my lewe. En dus hoekom, wanneer ons hierdie doen, dan is daar 'n herinnering wie ek en jy moet wees. So nou sê hy, en hy gaan hom voordoen as God in die tempel, tweerlei. Nommer 1, hy kan hom hier voordoen in die tempel van God. Met ander woorde, ek is gebroke mens, ek het afhanklikheid, en daai afhanklikheid het groter en sterker geword as die lewende God. En in die laaste dag gaan die tempel herbou word, en hy gaan in die tempel van God sit, fisies in Israel, en hy gaan hom voordoen asof hy God is, maar hy is die antichrist. Onthou julle nie, dat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie. En nou julle weet, wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar word. Dit beteken mense, dat die antichrist gaan geopenbaar word op 'n spesifieke tyd. Gaan lees die boek van Daniël 9:27, gaan lees dit. Maar hierdie is nou baie belangrik. Net totdat die wat hom teehou, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat die wat hom teehou uit die weg geruim is, stop. Die ongeregtigheid is al aan die werk. Kyk so 'n bietjie rondom jou. Kyk hoe lyk huwelike. Kyk hoe lyk gesinne. Kyk hoe lyk die wêreld. Die wêreld is in 'n warboel. Die wêreld is in chaos. Wie hou die antichrist te op hierdie stadium? Die kind van die lewende God. So wanneer ek die kind van die lewende God kan uitneem uit hierdie wêreld, harpatso, wegraping, dan kom hy in sy volheid. En nou sê hy, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die lewende God met sy asem sal verwoes en verdelg met die verskyning van sy wederkoms. So mense, hierdie is baie belangrik. So ek wil vandag vir jou sê dat ek en jy, deur ons optrede, die feit dat ons die lewende God aanbid, is ons in hierdie periode, ons is so ver van die harpatso, van die wegraping. Oor watter periode dink jy, gaan die wegraping of die wegvoering plaasvind? Wat is die volgende fees wat in vervulling moet kom? Die Yom Teruah, die fees van trompette. Kom ek gee vir jou antwoord. En ek wil jy moet in gereedheid kom.
Ek wil hê jy moet gaan kyk hoe lyk jou lewe, en ek wil hê jy moet gaan kyk hoe lyk my en jou se verhouding met die lewende God. Gaan lees 1 Tessalonisense hoofstuk 4, gaan lees hom vanaf vers 13 tot en met 18, lees die hele gedeelte. Nou kyk nou mooi hierso. Vers 16, ek gaan nie alles lees nie, vers 16. Want die lewende God self sal van die hemel af neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en die geklank van 'n trompet van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, hom tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by hom wees. Hoor mooi, in die lig. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Moenie nou mekaar gaan opjag met vrees nie. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Kyk gou hierso. Oor hierdie periode, wanneer die trompette gaan blaas en die wolke skeur, dan kom hy sy bruid haal. Daar's 5 stadiums van 'n bruid. Ek gaan nie nou daaroor praat nie. Dan kom hy sy bruid haal, en wanneer hy sy bruid kom haal, dan word sy bruid weggevoer in die wolke. Ons het dit nou sopas gelees. Gaan lees 1 Korintiërs 15 vanaf vers 51. Hoor gou hierso. Matteus 24 vers 30. Hoor nou mooi so. Die opskrif is die koms van die seun van die mens. Vers 30. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En hy Tessalonisense in die hemel, Matteus in die hemel. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, as die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Nou 31 is baie belangrik. En hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompetgeluid. Oor watter periode? Yom Teruah, die blaas van die trompette. Kan jy sien hoe gebeur dit in God se appointed times? Met 'n harde trompetgeluid. En hulle sal al die uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot en met die ander einde daarvan. Mense, dis oor hierdie periode. So hier vind die harpatso plaas, die wegraping, die wegvoering vind hier plaas. Ons is nou 2000 plus jaar wat die Ekklesia die naam van die lewende God moet verheerlik en hom op die aarde laat manifesteer. Ons is nou hier. Ons is op die vooraand, want die Antichrist is besig om hom self te openbaar. Wanneer dit gebeur, dan beteken ons ontmoet hom in die wolke. Nou gaan ons saam met hom. En nou kom ons terug saam met hom in die boek van Openbaring. Openbaring 19. Gaan lees dit. The Day of Atonement. Die dag van die lewende God. En wanneer hy terugkom, dan is hierdie die wederkoms. En wanneer hy sy voete op die aarde sit, sal die aarde in 2 splyt, en hy sal deurstap deur die ooste poort van die tempel. En hy kom terug. Wie kom terug? Ek en jy saam met hom. Slag van Armageddon. Ons kom saam met hom. Ons kom as warriors om saam met hom te veg. En dan kom 'n swaard uit sy mond uit en hy regeer die wêreld met 'n ysterstaf. Kan jy sien hoe belangrik is die feeste? Pesach, unleavened bread, first fruits, uitstort van die Heilige Gees, die geboorte van die Ekklesia, die kerk, die wegvoering. Ons is hier in hierdie seisoen. Dag, datum en tyd weet niemand nie, maar ons is in die seisoen. Ek wil gou met jou die nagmaal hanteer. Die oomblik toe Yeshua die brood breek met die laaste Pasga, en hy vat die beker en hy sê, drink, dit is my bloed. Wat hoor die disippels? Die disippels hoor, will you marry me? Sal jy met my trou? Kupa. Tabernakels is die seremonie van die huweliksseremonie. Kupa. Wanneer ons weggevoer word, die Ekklesia, die bruid van die lewende God, wanneer ons weggevoer word in die wolke, hy kom in die wolke, die trompet blaas, hy kom haal ons gaan saam met hom. Hier, kom ons terug saam met hom. En hy sit sy voete op die aarde, hier is die wederkoms. Wegvoering, wederkoms, oor hierdie periode. Is 'n baie kort periode na mekaar. En dan daarna, na die oordeel, na die judgment, dan is die tabernacles, vir hoe lank? 1000 jaar. Die millennium, Tabernacles, the Feast of Tabernacles, die loofhuttefees,
Kupa. En ons gaan saam met hom in die bruilofstafel sit. En as ek jou moet vertel van die tabernakels, het ons nie genoeg tyd nie. Dis wonderlik. Mense, van hier tot daar is elkeen in sy eie teaching met die volmaakte plan van die lewende God, die verlossingsplan vir my en vir jou, reg deur elke fees en elke appointed time. Dis so belangrik. Nou kom die nagmaal. En hy sê, will you marry me? Die disippels hoor eintlik, sal jy met my trou? Ja. En onmiddellik stop die kommunikasie. En Yeshua gaan weg, en hy kom terug en hy stuur sy gees. Sy gees is die best man van die troue. Dit beteken, die kommunikasie tussen my en ons hemelse Vader is wie? Heilige Gees. En sy woord. So al wat ek en jy het, is sy woord en sy ruach. Sy ruach is my best man. Hoekom? Hy is my getuie. En wanneer ek in die huwelik instap, nou die huwelik gebeur so, ek gaan nou vir julle 'n plek voor te berei. En hy vaar op, en hy stuur sy gees, the best man. En ek gaan nou vir julle 'n plek voor te berei. En wanneer julle plek is, gaan ek julle kom haal, sodat julle by my kan wees. Yom Teruah, blaas van die trompette, 2 betekenisse. Die koning kom, dis die eerste betekenis. Die tweede een is, maak jou gereed. So wat ons doen by Menorah Tabernakel, ons is in gereedheid, mense. Ons kom in die verlossingsplan van die lewende God. En ons herken hom in al sy appointed times. En hier kom ons in gereedheid. En ons het nou 'n 7 dag periode van vas en bid. Na dit het ons 'n verootmoedigingsperiode van 7 dae oor die unleavened bread, om die suurdeeg uit ons uit te haal. En hier kom hy en hy kom haal ons en hy kom vat ons saam. En hy trou met ons. Wow, en Yeshua se bloed is my pand, is my troupand. Hy het my reg verklaar met die Vader. Nou loop ek in geregtigheid vanweë die werk wat hy vir my gedoen het op Golgotha. Is dit nie amazing nie? En hierdie is die troue, en hierdie is die seremonie. En wanneer die Vader sê, my seun, jou eklesia se huis is klaar gebou, gaan haal hulle. Dag, datum en tyd weet ons nie, maar die seisoen weet ons wel. Mense, kan jy verstaan hoe belangrik is hierdie goed? En hier het alles te doen met die Pascha, met die nagmaal, met die Pesach, met die feeste van God. Dis nie die feeste van die Jode of die Gentiles nie, dis die feeste van God. Kom ons bid gou hierdie gebed. Hierdie is 'n mooi gebed. Kan ek gou hierdie gebed saam met jou bid? Hemelse Vader, ek dank U dat U U seun gestuur het as die perfekte offer, as die Messias, vir my en elke persoon nou na my stem luister. En dankie dat ek weet dat deur U bloed is my sonde skoon gewas. En nou eer ek U, nou loof ek U dat U gekom het as die perfekte offer. En nou kom was ek my met die bloed van die lam. Dankie dat U gesterf het vir my sondes. U het my sonde op U geneem. U was 3 dae en 3 nagte in die graf gewees. U het ter helle neergedaal. U was in Sheol en U het die sleutels gaan haal om daai sleutels aan my te gee met die opstanding. En dankie dat ek kan opstaan vandag. En ek het die gawe van die ewige lewe, want my Messias het opgestaan uit die doodheid deur die dunamiswerking van die Heilige Gees, van die Ruach van die lewende God. En omdat jy opstaan, sê die woord, wanneer julle in my sterwe, sal julle ewig lewe, al het julle gesterwe. Vader, dankie vir die Gees van God, wat op ons uitgestort is. Kom doop ons met die Gees, kom doop ons met U Ruach, dat U naam verheerlik sal word, en dat ons die eklesia sal wees, in gees en in waarheid. En dat ons sal gereed maak, vir wanneer U die bruid gaan kom haal, en ons die pure bride, the spirit bride, the weeping bride sal wees, Vader, op hierdie aarde, dat ons die krag van God, wat oor ons uitgestort is, op hierdie aarde laat manifesteer, en U naam sal verheerlik. So dankie dat ek weet, ons is in afwagting, dat U ons gaan kom haal, ons gaan U in die wolke ontmoet, en ek wil gereed wees op daardie stadium. So, my lewe, ek kom doen introspeksie vandag, en ek kom bid dat U my sal vergewe van my tekortkoming in die naam van Yeshua. En dankie dat ek weet, ek is nie deel van die oordeel nie, maar U sal my beoordeel op die bema, sal U my beoordeel, want ek is U kind, ek is gewas deur die bloed, U het vir my gesterwe, niks wat ek kan doen, kan my die gawe gee van die ewige lewe nie, maar alles wat U vir my gedoen het, het ek vandag die gawe van die ewige lewe, en ek loof en ek prys U daarvoor.
En Vader, wanneer ek deur hierdie proses gaan, weet ek is deel van die bruilofsmaaltyd. Ek is deel van die ekklesia, ek is deel van die tabernacles, because Lord, you want a tabernacle with us. En ek sien uit om 1000 jaar saam met u te woon in hemelse plekke. En ek dank u nou, Vader, vir die huwelik wat ek met u het in die pand. Die pand is die seun van die lewende God. En ek loof u daarvoor en ek prys u daarvoor. Nou Vader, ons is nou hier. Nou bid ek dat ons sal vasstaan in die geloof. Dat ons nie mislei sal word met dwaalleer nie. Gees van die lewende God, dat u op ons lewens sal manifesteer om ons terug na die woord van God, sodat ons u naam kan verheerlik. Ek dank u vir die volmaakte werk wat u gedoen het in my lewe, deur hierdie goed in my lewe te openbaar. En ek loof u en ek prys u en ek eer u daarvoor. En my gees roep uit, halleluja. Prys sy lieflike naam. Ouens, hierdie is baie belangrik. Gaan lees 1 Korintiërs 15 vers 51. En my gebed vandag vir jou is dat ons sal vasstaan in die krag en in die heerlikheid van God. En dat God se lig in en deur ons sal skyn. Hoekom God se lig? Hy sê, want julle is die lig van die wêreld. Julle is die sout van die aarde. Ek spreek dit oor jou. Ek verklaar dit oor jou. En mag die aroma van God se Heilige Gees, God se ruach op elke huishouding kom rus en dat ons die vrede van die lewende God sal ervaar wat hierdie wêreld ons nie gee nie. En ek verklaar dit vandag oor jou in die naam van Yeshua ons Messias. En my gees roep uit, halleluja.